Geliefdes, ons hoor weer, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Ons lees weer uit Matteus 13, daar vanaf vers 5. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Dan weer later, in vers 20, en by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. Liefdes, jy het in 'n Christelike huis groot geword en jy is ook nou deel van 'n gemeente. Of jy het onlangs tot geloof gekom. En jy hoor die evangelie woord. Jy gryp dit aan. Maar ons sien as daar moeilikhede kom, swaar kry, finansiële probleme, of siekte, of hartseer, of moedeloosheid, dan gee jy voete onder jou mee. Is dit die geloof wat die Here gee wat die probleem is? Nee, dit is jouself. Dit is die saad wat daar tussen die rotse geval het. Soos die Here Jesus verduidelik in die gelykenis, plek is daar grond, en daar waar dit grond kry, soos 'n plant maar maak, daar skiet hy wortel, en as daar vog is, dan groei hy. Maar dis vlak, daar is nie baie plek vir wortels nie. Hy kan nie minerale en water optrek nie. As die son opkom, brand die son die plantjie dood. Ons weet, die afgelope ruk was dit baie warm gewees ook in die land, en in die westelike deel van die land, noordwestelike deel van die land, baie warm, en ons kan sien hoe die plante stoei. Hulle kort water. Ons sien hoe hulle verwelk as gevolg van die hitte. Nou jy verwelk ook as jy nie in die geloof aan die beloftes van die Here vashou. As daar moeilikheid kom, dan kyk jy ewe skielik na jouself of na ander mense. Dit is verkeerd, moenie dit doen nie. Hou vas aan die beloftes van die Here wat reg deur die Bybel kom. As hy sê dat hy met jou is, dan is hy met jou. As hy sê dat jou sondes jou vergewe is, dan is dit so. Moenie luister na die duiwel of jou eie gedagtes wat sy sien. Jy val weer in sonde. Jy gaan nie daarvan ontslae raak nie. Jy kan niks doen nie. Nee. Hou vas aan die beloftes dat by die Here Jesus Christus vergifnis van sonde is en 'n nuwe lewe is. Staan op in die krag van die Gees en stryd teen die sonde. Nie op jouself vertrou of jou eie vermoëns vertrou nie. Want jy gaan soos die saad wat tussen die rotse geval het, gaan jy ophou groei, jy gaan verwelk. Jy gaan wegval. Vertrou op die Here. Hy is 'n goeie herder. Die Here Jesus is die lewe. Hy sal jou nooit verlaat. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ons aan die beloftes kan vashou. Gee dat ons nie net so hoor nie, maar sal vashou, en ook in die geloof so verhard. Wanneer moeilikhede kom, of wanneer ons struikel, val in sonde, dat ons sal opstaan, en aan die beloftes sal vashou, dat U met ons is. Dat U ons krag gee om dit af te lê. Ons bid dit in Jesus se naam.